Goeiemôre, dit is donderdagoggend, dis die 13de Maart 2025. My naam is Dani Gerber en ek is opgewonde. Jesus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. Vandag gaan ons bietjie weer gesels en ons gaan gesels oor om te heers. Nou om te kan heers beteken letterlik om mag uit te oefen. Ekskuus tog. Om mag uit te oefen, om gesag uit te voer en daar's 'n Afrikaanse woord om die baas te wees oor dit. En dit is om te kan heers. En ek sê nie jy moet mense mishandel want jy's die baas en dit is nie. Nee, dit is nie wat dit is nie. Is jy moet kan beheer oorneem. En ek dink daar is baie mense in posisies geplaas wat geen beheer het nie. Wat nie weet eers hoe om die woordjie heers uit te spel nie. Om dit te kan doen nie, om daai ampt te kan volstaan nie. Maar hulle is in daai posisies geplaas en dan kan hulle nie gesag uitoefen nie. Hulle kan nie die baas wees eintlik om so te sê oor dit nie, want hulle weet nie hoe om dit te kan hanteer nie. So saam met om iets te kan oorheers kom verantwoordelikheid. Jy moet verantwoordelikheid kan vat as jy 'n heers wil uitoefen, as ek dit so wil uitdruk. Ons moet versigtig wees dat dinge ons nie beheer nie. En dit kan wees soos geld, want geld heers party mense se lewens verskriklik. Geld en roem en al hierdie bekendheid en alles wat hulle het, hulle statusse en goeders, dan heers dit oor hulle. En ja, is een ding wat baie versigtig moet wees, as ons dit gaan toelaat in ons lewe wat oor ons gaan heers, is sonde. Want die oomblik as sonde oor jou heers, dan is dit probleme. En dan sukkel jy ook om uit dit uit te kom. So jy moet dit aflê. Hoor wat sê God se woord vir ons hierso in Genesis 4. Toe hy hierso met Kain en Abel het die Here daar gedeel. En toe Kain baie kwaad geword het vir sy broer Abel. Hy sê hierso in verse 6. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. So met ander woorde, jy moet kan beheer vat, om te sê, weet jy wat, ek gaan nie dat hierdie my onderkry nie. Die sonde lê vir jou in wag, en daar is, ons hoor dit baie, daar's party sondes wat daarom nie te sleg was, en daar's party sondes wat daarom lekker was, maar jy moet beheer neem oor dit. Jy moet weet, wat is reg, wat is verkeerd, wat is goed vir jou, en wat is nie goed vir jou nie. Dood en lewe lê in die mag van jou tong. So dit wat ek en jy spreek, gaan maak dat ek en jy gaan beheer neem oor iets, of dit gaan beheer neem oor my en oor jou. So, pas op wat jy sê, pas op wat jy doen, en raadpleeg altyd die Here. So, laat iets nie gaan oor jou kom, en die sonde oor jou heers nie, want die loon van die sonde is die dood. En dan gaan ek en jy die prys moet betaal daarvoor. Kom ons vra die Here om ons te lei, dat ons nie sal afdwaal nie. Aba Vader, Here, baie, dankie weer eens vir u woord. Here, dankie dat ons net weet, een klein woordjie, heers. Wat heers oor ons? Wat is vir ons belangriker? En wat laat ons toe, dat dit oor ons sal heers in ons lewens. Here, ek bid en vra vir wysheid, ek vra vir insig, Here, ek bid en vra dat u elke ene, wat voor hierdie deur staan, want daar is sonde wat oor hulle heers, Here, dat u sal kom, en dit sal kom breek, die kettinge van sonde, kom maak ons vry, want die woord sê, as ek jou vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees. Here, dankie, dat u nou kom, en ons kom vry maak, van dit wat oor ons heers, in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag, en onthou wat ek altyd sê, in alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik. Nee, as jy die God nie daarin kan verheerlik nie, stop daarmee. Moenie laat dit oor jou heers nie. Julle moet 'n geseënde donderdag hê. God bless.